Goeiemôre julle, Johan van Tonder saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons na Johannes 6 vers 22 tot 59, waar Jesus die mense leer oor die brood van die ewige lewe. Hierdie gesprek gebeur net na Jesus die brode en die visse vermeerder het om die skare te voed. En ons sien dat net hierna, dat selfs hierdie wonderwerk baie van hulle se lewens nie verander het nie. Net omdat hulle nie van Jesus gekry het wat hulle gesoek het nie. En dan sien ons dat hulle nie gesoek het wat Jesus hulle geoffer het nie. En so baie keer, selfs nou nog, soek ons wat ons wil hê en nie dit wat hy wil gee vir elkeen van ons nie. Wat vir my uitstaan in hierdie is dat die mense soekende was na Jesus, want ons sien in vers 24 dat hulle planne gemaak het om hom te gaan soek en in skuite na Kapernaum gegaan het. En so glo ek dat elkeen van ons soekende is na die Here, soekende na hom, maar baie keer vind ons onsself na hom soek vir wat hy vir ons kan doen of weer moet doen. Jesus sien hierdie in hulle harte, toe hulle hom kry en hom vra, wanneer het hy hier aangekom? Hy sien dat hulle nie hier is vir hom nie, maar vir wat hy kan doen, of dalk weer moet doen vir hulle, en so gooi hy dit oop in vers 26, waar hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie vandag, omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Dan gaan Jesus bietjie dieper en leer hulle dat hulle en ons nie net van brood kan lewe nie, maar dat ons die ewige brood moet soek, wat ons vir altyd sal versadig, verwysende na homself natuurlik, maar alhoewel hulle soekende na hom was dit net om weer te kry wat hulle soek en nie dit te soek wat hy hulle wil gee nie. En so baie keer in ons soeke na hom, vra ons ook vir 'n teken, want sê hulle in vers 30, watter teken gee u vir ons? Want ons vaders het brood uit die hemel gekry vanaf Moses, maar Jesus bly by dit wat hy hulle wil leer, en sê aan hulle, dat dit nie Moses was nie, maar dat dit sy Vader was wat die brood vir hulle gegee het, en net so gee hy, die Vader, die brood vandag vir hulle, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Kom ons stop vir 'n oomblik. Ons sien dat ons almal soekers is na hom, en dat ons hom partykeer soek vir verkeerde redes. En as ons dit nie kry nie, dan verloor ons vertroue in hom. En as ons vertroue verloor, dan gewoonlik verlaat ons hom of sy woord. En dit is wat ons in hierdie gedeelte sien, want toe hulle nie die brood kry nie, begin hulle kla en onder mekaar redeneer dat hierdie man eintlik maar ook net 'n mens is, groot geword het daar by Josef en Maria. En selfs in hierdie gekla en gekerm sê die Here die volgende vir hulle in vers 35, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Jesus leer hulle hier dat selfs in die woestyn, toe die Vader die manna vir hulle laat val het uit die hemel, dit nie in hulle monde geval het nie. Nee, hulle moes opstaan en dit bymekaar maak. Net so gaan dit iets van my en jou vat wanneer ons soekende is na hom. Die Vader gee die brood, en as ons dit gaan soek en dit neem, dan sal daar hoop wees vir ons aan die einde, want meer as een keer sê Jesus dat hy juis die wat regtig soekende is, sal opwek aan die einde. Waar staan ek en jy vandag met ons wandel met hom? Is ons soekende en sal ons soekende bly, al kry ons nie dit wat ons altyd soek nie? Sal ons op hom bly vertrou? Jesus gebruik die brood hier as 'n simbool dat soos brood ons vleeslike behoeftes sal vervul, net so sal ons geestelike behoeftes vervul word as ons van hom eet en drink. Jesus eindig hierdie lering met die volgende woorde vanaf vers 54, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterf het nie, wie hierdie brood eet, sal tot ewigheid lewe. Prediker sê in hoofstuk 3, dat hy 'n soeke na hom, die Vader, ingeplant het in elkeen van ons. Daai soeke vir ewige doel en waarom ons hier is,
en net hy kan daai soeke versadig. Mag ek en jy hom soek vandag, juis vir hierdie rede. Here, wat U ook al vir my lewe het en beplan, dit wil ek uitlewe, want net U kan my red. Daar is niemand anders wat dit kan doen nie. Mooi dag vir julle.